Goeiemôre julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop julle het almal lekker uitgerus en sien vandag uit na hierdie dag om saam met my tyd te spandeer uit Markus 4 vanaf vers 35 tot 41, waar ons lees hoe Jesus die storm op die see van Galilea stil gemaak het. Nou in hierdie gedeelte het die disippels beide die volle menslikheid van Jesus en die volheid van sy goddelikheid gesien. Ek wil hê, voor ons na die gedeelte kyk, moet ons net 'n prentjie gaan kry van wat net voor dit gebeur het. Julle sal onthou hoe die skares Jesus gevolg het tot op die oewer van die see, en hoe hy toe in die skei geklim het, om vanuit die skei die skare deur middel van gelykenisse en parabelle die hele dag te leer. Ons kan onsself net indink, hoe dit moes gevoel het om heeldag hard te moes praat, en nog op die skares voor jou te fokus, terwyl jy jouself moet balanseer op 'n bootjie, wat heen en weer wieg op die water. Nou Jesus moes regtig as mens, na so 'n dag baie moeg gewees het, en gesmag het na 'n bietjie rus. Ons lees in vers 35 tot 36, toe hy hulle klaar geleer het, het hy nie weer aan wal gegaan nie. Hy het eenvoudig vir sy disippels gesê, kom ons vaar oorkant toe, en hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was saamgeneem, in die skei met nog 'n baie ander skeitjies wat ook saam met hulle oorgevaar het. Nou die see van Galilea is omtrent 21 km lank en 13 km breed en was bekend vir sy skielike, gewelddadige storms. Nou in vers 37 lees ons dat die disippels wat gesoute en ervare vissermanne was, so 'n geweldige storm toetref, en hoe die hoë golwe met mening in die skei slaan en die skei vol water word. Ek sien al hierdie chaos, hoe hulle met emmers die water probeer uitskep en hoe daar opdragte uitgeskree word om harder en ritmies te roei, om die neus van die boot in die wind te moet hou. Aan die ander kant is Jesus. Alhoewel daar 'n hele paar dinge was wat Jesus as mens wakker kon gehou het, slaap hy rustig op sy kussing in die agterkant van die boot wat heen en weer slinger. Jesus se slaap was nie net die slaap van moegheid nie. Dit was ook die rus van geloof. Hy was in die rus van sy Vader. Maar toe sy disippels vol vrees en frustrasie om roep, in vers 38, het hy dadelik wakker geword. Jesus laat my hier dink aan 'n ma, wat deur allerhande geraas kan slaap, maar by die geringste geluitjie van haar babietjie, onmiddellik wakker word. Ons sien ook hier, dat hulle Jesus wakker maak met die woorde, Meester, gee u nie om, dat ons vergaan nie? Dis asof hulle vir Jesus hier sê, hoor hier Jesus, besef u, dis nie net ons wat in die moeilikheid is nie, u is ook in die moeilikheid hier. Ons is besig met 'n plan, en ons doen wat ons kan, en wat ons weet ons moet doen. Maar miskien moet u maar wakker word, 'n emmer gryp, en begin uitskep saam met ons, want ons gaan vergaan. Jy sien, hier betrek hulle Jesus by hulle plan, en wat hulle uit ervaring weet alles moet gebeur, wanneer hulle in so 'n storm beland. Maar dan sien ons hoe Jesus dan opstaan, en nie by hulle planne inval nie, maar hoe hy die wind bestraf, en vir die see sê, swyg, wees stil. Dis interessant om te sien, dat Jesus dieselfde woorde gebruik het, as toe Jesus duiwels bestraf het, en stil gemaak het. Dit gee mens die idee dat dit nie net 'n weerskrisis was nie, maar ook 'n geestelike stryd teen Satan wat alles in sy vermoë gebruik om die soewereine plan en wil van die Vader te laat misluk. Jesus het die woedende storm aangespreek as 'n mag wat hom en sy disippels bedreig het. Ons sien dan hoe die wind gaan lê en daar 'n groot stilte kom. Dan lees ons in vers 40 tot 41, waar Jesus sy disippels aanspreek en vra, waarom hulle so bang is en hoekom hulle dan nie geloof het nie. Ons sien dan hoe 'n groot vrees hulle oorweldig
en hoe hulle verbaas vir mekaar vra, wie is hierdie Jesus, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Nou in 'n bestek van 'n paar oomblikke het die disippels beide die volle menslikheid van Jesus en die volheid van sy goddelikheid gesien. Hulle het Jesus gesien vir wie hy werklik is, waarlik mens en waarlik God. Moontlik was hulle herinner aan die woord in Psalm 89 vers 8 tot 9 wat sê, O Here God van die leerskare, wie is soos U, magtige Here, U trou is rondom U heers oor die onstuimigheid van die see, as sy golwe opstyg, bring U hulle tot bedaring. Nou hoeveel keer voel ons nie ook maar soos hierdie disippels nie? Wanneer die storms van die lewe soos siekte, verlies, onsekerheid of vrees ons tref nie. Ons voel oorweldig en in dit alles lyk dit of Jesus stil is, dalk slaap hy. Dalk vra jy vandag vir die Here, waar is hy? Gee hy dan nie om nie? Dalk is ons so gefokus vandag op hierdie storm in ons lewe en ons is so besig met ons eie planne om uit hierdie storm te kom, dat ons vergeet dat ons nie alleen is nie. Jesus was nooit buite beheer nie. Selfs toe hy geslaap het, was hy steeds die Here van die hemel en die aarde. Hy het nie geslaap omdat hy nie omgee nie, maar omdat hy volkome rus het in die wil van die Vader. Jy sien, die vraag is nie of storms gaan kom nie. Hulle kom, dis deel van hierdie lewe. Ons moet onsself net afvra, waar is ons geloof en fokus wanneer dit gebeur? Die disippels het Jesus in hulle boot gehad en tog het hulle paniekerig geraak. Nou net soos die disippels het ons ook Christus in ons lewens, maar vergeet so maklik sy teenwoordigheid. My gebed is, dat wanneer ons 'n storm in ons lewe beleef, dat ons in geloof op hom sal vertrou, selfs wanneer dit voel of hy stil is. Sy stilte beteken nie afwesigheid nie. Mag ons altyd onthou dat die Here in beheer is, en dat sy teenwoordigheid vrede bring, selfs in die mees chaotiese storms. Julle moet 'n mooi dag verder hê. Totsiens.